Goeienaand aan julle almal hier in die noorde van Pretoria. My naam is Willem Gous, vir die van julle wat my nie ken nie. Ek is op hierdie stadium by Littleton Campus, maar ek het nou al so 'n paar draaie gemaak. Ek was op 'n stadium by Raslouw Campus, daar begin en toe is ek Moot Campus toe. En so dis net hier om die draai vir julle. Daar was ek tot so 2019 toe. En toe is ek Littleton Campus toe. So dit is vir my ook 'n voorreg om vanaand hier saam met julle te kuier as deel van hierdie Worship 101 kursus. Okay, nou, hier so ek werk, hier is nie 'n preek nie, hier is 'n kursus, nee. Stem jy saam? So ek gaan jou involve. Okay. So ek gaan nou vra. En dan gaan ons die hanteer soos 'n klaskamer, nie 'n preekstoel nie. Ek is baie bly hulle het my hier onder gesit en nie op bo nie. So maar dit is regtig vir my lekker om saam met julle te wees en worship is regtig na in my hart en veral om by 'n plek te wees waar ons regtig waar worship kan beleef soos wat dit in die troonkamer gebeur. Nou, ek weet julle het die afgelope paar weke gejourney en gekyk na die leeu en die autoriteit van die leeu. En toe het julle gekyk na die os en sy diensbaarheid. En laasweek het julle gekyk na the face of man en die intimiteit wat daarmee saamgaan. Okay, kan julle dit nog onthou? Of is dit nou al so ver terug, Jesus, van moet net onthou wat se diere is daar. Wat een bly oor? Die arend. Okay. So ons gaan vanaand 'n bietjie induik rondom die gedagte van die arend, maar hier is wat ek wil hê jy moet besef, dat al die wesens om die troon beeld 'n stuk karakter van God uit. Okay, want ek wil hê jy moet besef dat alles wat God gemaak het sy beeld en sy karakter in. Ek en jy, die kroon van sy skepping, is gemaak in sy beeld en sy gelykenis. Maar hierdie wesens om die troon wys sy karakter en sy natuur. En ek wil hê ons moet besef dat dit bring ons by 'n plek waar as ons aanbidding beleef, as ons aanbidding nie net beleef nie, maar aanbidding bring, want hier's die groot shocker, worship gaan nie oor jou nie. Jy het dit seker gehoor in die afgelope ruk. Okay, ek gaan dit weer sê, worship gaan nie oor jou nie. Het gaan oor hom. Het gaan oor Christus. Dis waaroor dit moet gaan. Ek wil hê jy moet gou saam met my na daai teksgedeelte toe gaan in Openbaring 4, okay? Lees hom in die vertaling wat jy het en die wat ook al jy het. Nou ek gaan vir ons van vers 6 tot vers 8 lees, maar net van dit gaan op die skerm verskyn, want ek wil daai stukkie uitlig. Maar ek gaan vir julle lees, hier is die New King James, nee, ek jok te vir julle, dis nie die New King James nie, dis die Amplified. And in the front of the throne there was something like a sea or large expanse of glass, like the clearest crystal. In the center and around the throne were 4 living creatures who were full of eyes in front and behind, seeing everything and knowing everything that is around them. The first living creature was a lion, the second creature like an ox, the third creature had the face of man, and the fourth creature was like a flying eagle. Hoor gou hierdie, want ek weet nie of julle al hierdie raak gelees het nie. Okay? And the 4 living creatures, each one of them having 6 wings, are full of eyes all over and within, underneath their wings. And day and night they never stopped saying, Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, the ruler of all, who was and is to come. Nou, hier is die groot ding. As ons dink aan die arend, dan dink ons dadelik, okay, vlerke. Maar al 4 wesens het vlerke gehad. So wat maak die arend dan nou so spesiaal? Jy sien, as jy mooi gaan kyk, dan staan daar like an eagle in flight. Okay, so die ander het vlerke gehad, maar ons weet nie, en dit word nie beskryf dat hierdie vlerke oop was.
soos wat hy in vlug is nie. En ek wil hê ons moet bietjie gaan kyk na, wat beteken dit vir ons? Want sien mense nou sê dat die arend, yes, okay, hy het vlerke, maar die ander het ook. What makes this so special? En vir dit moet ons bietjie gaan kyk na, wat is 'n arend? En hoe werk 'n arend? Want sien, hierdie arend het sy vlerke gebruik. En ek wil van die begin af vir jou vanaand sommer net weggee waaroor ek gaan gesels, want dit gaan hier oor die profetiese. Maar dit gaan oor meer as net daai woord profesie. Dit gaan vir my oor, wat is God se perspektief? Hoe sien hy? Wat sien hy? Ons sien 'n arend. Hierdie is crazy. 'n Arend se oë werk bietjie anders as myne en joune. Okay, ek en jy het 'n blinde kol van hier reg rondom agter tot hier. Okay, 'n arend het nie noodwendig so groot blinde kol nie. Hy kan tussen 120 en 180 grade sien. So as hy om homself wil kyk, dan maak hy net so bietjie so. En dan sien hy alles. Dis hoe wyd hy kan sien. Maar dan is dit nie nog net die wyte wat amazing is nie. Weet jy hoe ver kan 'n arend sien? 'n Arend sien 4 tot 8 keer beter as ek en jy. Okay, hy sien UV. Dan oor daai goed wat jou brand, hy sien dit. Okay? Hy kan vir tussen 28 en 45 meter detail sien wat ek en jy op 3 meter sien. Hy kan 'n prooi tot en met 3 kilometer ver sien. Okay, dis impressive. Dis regtig wyd. En dan kom die Bybel en hy sê, okay, maar hierdie is wat om die troon is. Kyk, as ek dink aan 'n leeu, dan dink ek, okay, die man is fierce. En hy sê jou verskeer as hy op 'n kort distance is van jou af. Okay, so ek gaan nie met hom sukkel nie. Maar os, hy het krag. Dis verseker daar en hy dien. Dan die intimiteit, die Here het ons gemaak vir verhouding, maar hoekom dan hierdie ding wat so goed kan sien? Hier is die beauty. Die Here wil hê jy moet kan sien wat hy sien. Maar nie net wat hy sien nie, wie hy is, sy diepste wese, sy grootste geheime. Dis wat hy wil hê jy moet sien. Hoor gou saam met my 1 Korintiërs 2 vers 9 tot 11. But as it is written, eye has not seen, nor ear heard, nor have entered into the heart of man the things which God has prepared for those who love him. Met ander woorde, dit sê nou hier, niemand het dit al gesien of gehoor nie. Want niemand weet wat die geheimenisse van God se hart is nie, maar hoor nou verder. But God has revealed them to us through His Spirit. For the Spirit searches all things. Yes, the deep things of God. For what man knows the things of a man except the spirit of the man which is in him? Even so, no one knows the things of God except the Spirit of God. So as ons praat van die arend, as ons praat van profesie, dan kan ons nie gesels oor die Heilige Gees nie. Want hier is wat die Heilige Gees in en deur my en jou kom doen. Hy kom wys vir ons God se grootste geheimenisse. Okay, maar hoe ontdek ek dit in aanbidding? Nee, hoe ontdek jy dit nie in aanbidding nie? Want kyk, om in sy teenwoordigheid te wees is die mees amazingste ding wat daar is in die wêreld.
Dis net ongelooflik lekker. Die wêreld se probleme gaan weg en dis al waar jou fokus wil wees. Jy wil net hier bly vir so rukkie. Hou my net nog so 'n bietjie vas. Maar die perspektief van die arend kom sê vir ons, dit gaan oor meer as dit. Dit gaan nie net oor om hier te bly nie. Dit gaan nie net oor hierdie beautiful face-to-face moments nie, want dit is wat ons wil hê, dis wat ons kry, hierdie face-to-face moments. Maar dit is dieper en meer as dit. Hy wil hê ek en jy moet meer beleef van dit. Maar ek wil gou-gou en hier's waar dit nou 'n klaskamer word. Gou-gou by julle hoor, of by jou hoor, of by 'n paar van julle hoor. As jy vir my 'n definisie moet gee, nou, wat is profesie? Nou gaan ons kyk of die mense wat hier by Noordkampus werk, julle ordentlik geteach het. Wat is profesie? Gee my gou so 1 of 2 definisies van wat jy dink profesie is. Skus ek weer? Woorde van God, okay. Om van hom te praat. Okay, om te testify van hom. Okay. Trish? To know the heart of my Father. Yes, daar agter. Yes, is 'n openbaring. Okay, nou dis alles wat julle sê is 100% reg. Want dan dis die groot ding vir my. Ons dink altyd profesie is thus says the Lord. As jy hier uitstap, moenie links draai nie, draai regs. Want daar gaan 'n boom val. Kan ek vir jou sê profesie? In Openbaring 19 sê dit vir ons, gaan lees Openbaring 19, ek gaan nie nou nie. Maar profesie gaan en wys na Christus. Dis al. Dis al. Daar's nie hierdie weird goed aan dit nie. Ja, partykeer is dit scary, partykeer is dit ek wil nie nou hierdie weet nie, of partykeer is dit hierdie is vir my te groot om te verstaan, maar dit is 'n revelation, dit is om sy hart te ken, dit is om die woord uit te spreek wat hy vir mense wil sê. En dis waaroor profesie gaan. En as ons gesels oor profesie, dan wil ek hê jy moet besef dat profesie, en as ons gaan kyk na die Grieks van die grondwoord van profesie, bestaan uit 2 woorde. Okay, prou en premie, en ek gaan nie daai woord uitspreek daarbo nie. Okay. Ek gaan nie, want ek gaan hom verkeerd doen en dan gaan iemand vir my lag en vir my e-mail stuur en sê jy het dit verkeerd uitgespreek. Okay? As ek sulke woorde kry dan daar's so dingetjie op Google wat jy net druk en lees hy dit vir jou. Ek dink hy sê dit ook verkeerd. Maar in elk geval, okay. So die woord profesie kom uit daai 2 woorde uit en wat dit eintlik net is, die prou gedeelte sê ahead of or on behalf of instead of. So dit is vooraf iets wat gesê word. Of jy sê dit in plek van iemand anders. Jy is die messenger wat kom. En dan die tweede gedeelte is eintlik die premie, gaan net oor, dis 'n audible voice of a message. So it's a message that comes before, or a message that comes from someone else to you. En as ons dink aan profesie, as iemand sê, ek het 'n profetiese woord gekry. Okay, dan sê ek van, wat beteken dit? Jy het iets gehoor van die Here af, jy het 'n revelation gekry. Partykeer is dit nog nie 'n revelation nie. Jy sê ek moet hom nog vashou want ek verstaan hom nog nie. Maar hy moet maar openbaar word aan my. Want dit is wat profesie is. So nou wil ek vir jou vra, as ons kyk na hierdie, hoe gebeur dit in aanbidding? As jy vat
En kom ons vat nou net 'n Sondag setup, want die meeste van ons is dis waar ons aanbidding beleef. Ek wil vir jou sê, moenie dit toelaat in jou lewe nie. Beleef aanbidding elke dag asseblief. Want aanbidding is nie 25 minute se musiek nie. Okay, aanbidding is as jy in die natuur stap en iets beleef, as jy in jou kar ry en 'n taxi ry voor jou in en jy sê, Here, dankie dat U my gespaar het nou. Okay? In plaas van om iets te sê. Aanbidding is 'n konstante, aanbidding gebeur konstant. Maar hoe is ek besig in aanbidding? Om profesie te beleef, om God se hart te beleef, om God se perspektief te beleef. Dink gou op jouself, wanneer laas het jy dit beleef? En dan wil ek vir jou sê, ek het al soveel mense gehoor wat vir my gesê het, ja, maar Willem, ek is nou nie daai profeet tipe van ouens nie. Okay? Profesie en ek, As jy kyk na Roan en Trish, nee, dis die profete. Okay, maar ek is die os. Okay? Ek sal die tafels doen, koffie aandra. Dis hoe ek aanbid. Los my uit. Ek het vir jou goeie nuus en slegte nuus. Die goeie nuus is wel dan dat jy doen wat jy doen, maar die slegte nuus is daar is profesie in jou. Yes, daar's mense wat dit as 'n gifting het en hulle het al meer ontdek van dit en hulle leef dit meer, maar ek glo met alles in my, ek en jy kan dit begin oefen. Ek praat nou die dag met een van my vriende en hy sê hy kom by 'n plek waar hulle 'n klomp tieners moet bedien en hy's moeg, hy wil nie, hy sê vir die Here, ek sien nou lus vir bediening nie en hulle sê vir hom kom bedien ons en hy's van, Here, hoekom? Ja. En hy sê hy staan daar voor en hy's van, Here, ek het niks. Ek het absoluut niks. En ewe skielik begin die Here net vir hom woord op woord op woord op woord vir mense gee. En hy kom by 'n plek in die aand waar hy so energized is, want hy is besig om woord uit te deel wat hy nog nooit in sy lewe gehad het vir iemand nie. En na daai aand is hy so van, is daar nog iemand? Is daar nog iemand? En sien, hier is die groot ding. Dis nie my ability nie. As ek kom die troon staan en die Here sê nou vir my, jy is besig om die perspektief van die arend te beleef in my troonkamer en ek wil hê jy moet dit nou gaan oordra aan iemand anders, dan is dit jy. Dan is dit jy. As jy vanaand hier wegry en iemand boodskap jou en sê, weet jy wat, ek weet nie of my lewe dit regtig moeite werd is meer nie. Die einde van die jaar vat sy tol en dis moeilik. En jy kan kom en sê, weet wat die Here vanaand vir my gewys? Liefde maak altyd 'n weg. Jy moet liefde leer ken. Wat bedoel jy? Ek wil jou wys na Christus. Want hy is vir jou antwoord in moeilike tye. Al gaan jy deur die storms. Wat het ek nou net gedoen? Ek het die sang gevat wat ons gesing het. En dis profesie in iemand se lewe wat dit nie nou glo nie. Dis 'n waarheid oor iemand se lewe wat hulle nog nie aanvaar het nie. Hoeveel keer is jy kwaad vir Roan, want hy sing 'n liedjie wat jy voel, ek wil dit nie nou hoor nie. Of hoeveel keer is jy bly hy sing 'n sang, want jy's van, Here, dis presies wat ek nou moes gehoor het. Ja, wel dan profeet. Elkeen van ons het 'n stuk profesie in ons. En ek dink as ons gaan kyk na Nuwe Testamentiese profesie, dan werk dit so bietjie anders as die Ou Testamentiese profesie, maar nog steeds wil ek vir jou sê, alle profesie wys na Christus. Alles. In die Ou Testament het hulle goed gesê wat hulle nie geweet het nie, en Jesus het hoeveel profesieë kom laat waar word. Omdat hy die profesie gelees het en gedink het, ek gaan nou hierdie doen? Nee. Omdat dit van hom gesê is en dit het gebeur.
Nou ek wil vir jou vra, hoe is jy besig om in aanbidding te kyk, ver te begin sien, te sien as daar dalk 'n vyand is, of te sien as daar dalk 'n prooi is, of al te sien wat is die perspektief van God wat hy wil hê jy moet nou ontdek van wie hy is. Want dit is die perspektief van die arend. Of jy gou 'n stuk lees in Johannes 3 waar Jesus besig is om met Nikodemus te gesels. 'n man wat hy's besig om te gesels, en sê hy vir hom, luister hier, wat moet ek doen om hierdie te kry? Dan sê hy vir hom, jy moet wedergebore wees. Dan sê hy van, hierdie is weird. Ek verstaan nie wat u vir my sê nie. Moet ek nou weer gebore word? Soos, dis weird. En nou kom hy en hy sê vir hom hierdie gedeelte, en ek wil hê, jy ken hierdie gedeelte. Maar ek wil hê die konteks waar jy dit nou moet hoor is baie belangrik. Hy gee dit vir iemand wat nog nie iets verstaan nie. En dan sê hy die volgende in vers 8. The wind blows where it wishes and you hear the sound of it, but you cannot tell where it comes from and where it goes. So is everyone who is born of the Spirit. Nou kan ek vir jou sê hoe werk 'n arend? 'n Arend flap nie regtig sy vlerke nie. Hy is nie lui nie, hy is slim. 'n Arend soek waar die wind is. En dis waar hy begin vlieg. Dis waar hy begin sweef. Hy weet nie waar die wind vandaan kom nie, en hy weet nie waartoe hy gaan nie, maar weet jy wat weet hy? Ek gaan 'n raai vang. Ek gaan op. Ek gaan na hoë perspektiewe toe. Ek gaan van hierdie plek af na 'n ander plek toe waar ek alles kan sien wat ek nodig het om te sien. Dis die beauty van dit. Net so is daar geestelike winde wat waai. In Kameeldrift Campus is daar geestelike winde wat waai. In die noorde van Pretoria is daar geestelike winde wat waai. In jou kantoor, in jou werksplek, by jou huis, is daar geestelike winde wat waai. En jy en ek moet by 'n plek kom waar ons ontdek wat dit is om opgevat te word, om 'n groter perspektief te kry. Want sien, baie keer as ons in aanbidding sit, dan is ons van, Here, ek het soveel probleme, ek wil U net nou sien, ek wil net so by U wees, ek wil net voel U is lief vir my, en hy is van, nee, ek wil vir jou 'n ander perspektief gee. Maar Here, dit is ver weg van U af. Nee, dit is nie ver weg van my af nie, dit is nader aan die prentjie wat ek jou wil gee. Okay, Here, maar ek wil nou autoriteit vat oor hierdie omstandighede, hy is van, raak vir my rustig, gaan kyk eers wat aangaan. Maar Here, kan ek nie hierdie goeders wegwerk nie? Nee, jy kan nie. Daar's 'n wind wat waai. En ek wil vanaand vir jou vra, terwyl ons besig is, vertrou die Heilige Gees, om nou vir jou te begin wys, waar is daai winde wat waai? Waartoe moet jy gaan? Want kan ek vir jou sê, uit persoonlike ervaring uit, net in die afgelope 3-4 weke van my eie lewe, moes ek by 'n plek kom waar ek sê, okay Here, ek soek daai wind. Ek wil weet waar is dit, sodat ek soontoe kan gaan, want ek sien nie wat U sien nie. En ek kan vir jou vandag sê, ek is besig om 'n prentjie te vorm van dit wat hy vir my wil wys, maar ek sien nog nie alles nie. Ek is besig om daai winde te vang, want ek is besig om by 'n plek te kom waar dit wat hieronder gebeur in my lewe nie noodwendig in my hart wil ingaan nie. Ek wil nie hê dit moet my beïnvloed nie. Ek wil nie hê ek moet daar gaan sit daaronder en sê, nou is ek moeg, nou is ek klaar want dit is Desember nie. Of nou weet ek nie meer nie. Ek wil juis by 'n plek kom waar ek hierdie winde kan beleef, waar ek soos hierdie arend kan opgaan. Nou ek wil vir jou sê, profesie,
God se woord oor jou en my lewens, bring ons by 'n plek waar ek en jy, dit wat ons noem worship, kan doen. Want profesie lei my na 'n plek waar ek actually kan reageer op dit wat hy van my gesê het. Sonder 'n revelation, sonder 'n openbaring, wat worship ek? Hoe worship ek? En ek voel sleg, maar ek gaan worship tot ek beter voel. Ja, daar's plek daarvoor. Nee, daar is regtig plek daarvoor. Okay, daar's 'n woord wat hulle 'n Hebreëse woord wat hulle noem toda. Nou ek onthou hom so want ek gaan worship toda. Gaan worship tot daar deurbraak kom of tot daar. Maar hier's wat ek wil hê jy moet besef. Die Here wil kom en perspektief gee. En hy doen. Maar profesie bring ons by reaksie. Sonder woord van God. Dis soos as jy vir jou vriende gaan kuier en hulle sê, nee kom, en jy is van, maar julle het getrek, ek weet nie waar julle bly nie. Waar toe gaan jy ry? Doelloos rondry. Okay? As jy nie kan sien waar hulle is nie, of waarmee hulle besig is nie, jy maar 'n Zoom kuier hou, jy weet. Nou net so, as ek en jy nie weet waar die Heilige Gees besig is om te beweeg nie, as ek en jy nie weet waar hy besig is in my lewe nie, en ek gaan aanbid, dan is ek dalk besig om hierdie kant toe aan aanbid, maar die Here is daar besig met my lewe. Here, vat hierdie vyand net weg van my af, hy sê, daar's nie vyande daar waar ek jou wil, is dit nie? Jy sien verkeerd. Loop aan die ander kant toe. Ek beloof jou, ek is nie die enigste een nie. Hoeveel keer het jy al gevra, maar ek wil net God se wil ken. Kyk, ek doen dit omtrent daagliks. Here, wat is die wil in hierdie situasie? Here, wat is die wil in hierdie situasie? Here, wat wil jy moet ek doen in hierdie situasie? Here, hoe lyk hierdie situasie? Raai, waar kry mens dit? By die troonkamer. Hy wil dit vir my en vir jou gee. Maar hoe kry ek en jy dit? Dis die vraag. Want sien, ons bly in 'n wêreld waar McDonald's is om die draai en is 30 sekondes, Checker 60 is 60 minute en dan jy alles wat jy wou gehad het, partykeer vinniger, partykeer baie stadiger, dan word jy baie kwaad. En dan is ons van, Here kom, jy moet nou vinniger maak. Jy moet nou vinniger maak. En dan sê ek nie, maar dis nie hoe die Here wil werk nie. En as ek nou vanaand vir jou vra, wie van julle wil 'n goddelike perspektief kry, nie net oor jou eie lewe nie, maar oor mense om jou se lewe? Want sien, daar's 'n kollega wat langs jou sit of 'n familielid wat in die moeilikste plek in hulle lewe is en hulle kyk na jou en sê, "Wat moet ek doen?" En jy sê van, "Ek weet nie." Maar jy's 'n Christen en jy kan sê, "Ek weet nie." Here, ek wil u perspektief hê oor hierdie situasie. Ek wil hê u moet vir my kom wys. Wat is dit wat ek vir hierdie mens moet sê? Hoe moet ek optree? Wat moet ek doen? Wat sien u? Hoe gaan jou wêreld lyk? Hoe gaan jou lewe lyk? Gaan jy wonder waarvoor om te bid? Moet twyfel. Okay? Imagine ek en jy het werklik waar, kyk, ons het 2020 vision, maar daar nog meer. Imagine ons het 'n beter visie van dit wat in mense se lewens gebeur. En ons kan vir hulle sê, nou ek praat nie van 'n magic glasbal, hoe oor 3 dae gaan jy deurbraak hê nie. Nee. Ek praat van opreg, mense kan sê, hier's waar Christus is. Hier's waar jy is en hier's wat hy sê oor jou situasie. Is dit partykeer 'n moeilike een om te doen? Ja. Maar raai wat? As dit van die Heilige Gees afkom, is dit altyd in liefde. Altyd opbouend. Altyd nader aan Christus. En
dis waar die Here jou die groter prentjie wil gee. Nou wie van julle, wel weer eens, ek gaan nie hande vra nie, want almal van julle gaan julle hande opsteek, het in 'n situasie gewonder, waarmee is die Here besig? En as jy verder stap en, Here, ek word so kwaad want ek kan nie sien wat U sien nie, en dan na die tyd is van, dis wat hy gedoen het. Okay. En dan volgende keer kom jy voor, is amper dieselfde situasie, en so van, Here, U het vorige keer ook nie van my gewys nie, wat gaan aan? Weet, retrospeksie is 'n goeie ding. Maar die Here wil nie hê ons moet net terugkyk nie. Hy wil hê ek en jy moet vorentoe kyk. Julle wat ouers is, as jy sien, jou kind is besig om op 'n muur af te hardloop, en ek praat nie van 'n fisiese muur nie, partykeer dit ook, gaan jy hulle wil stop, en vir hulle sê, ek wil hê jy moet pas op hiervoor, ek wil hê jy moet uitkyk hiervoor, ek wil hê jy moet besef dat, as jy in die muur vashardloop, is ek hier, ek wil nie hê jy moet nie, kyk daarvoor, wat sy ouer gaan dit nie doen nie, okay, ek ken 'n paar paas wat, kom, ons kyk, hardloop en kyk ons, woep, daar, ja, kryf jou, seuns moet hard groot word, ek dien nie so Vader nie, ek dien nie so God nie, ek dien 'n liefdevolle God, wat vir my wil wys, as daar goed in my pad is, of selfs in iemand anders se pad, wat gaan keer, dat hulle seer kry, wat gaan keer, dat hulle wegbeweeg, uit wat hy vir hulle wil hê. Kom ons kyk daai groter prentjie. En ek wil jou aanmoedig dat, ek verstaan hierdie is 'n journey. Okay, 'n klein arend sit nie in die nes en hy is soos van, okay, hoe is dit? Ek gaan nou doen wat my pa doen nie. Hy probeer, maar wat gebeur? Okay, jy geweet dat 'n arend, mamma en pappa skop hulle klein kykens by die nes uit. En dan laat hulle val. Dis 'n bietjie wreed. Maar dan gaan hulle af en hulle swoep onder hulle in en hulle tel hulle weer op. Sit hulle terug. Hou hulle veilig. Sê, kom ons probeer weer. En dit gaan weer. Tot daai arend by 'n plek kom waar hy so maak. En ewe skielik besef hy, ek hoef nie effort in te sit nie. Nou gaan ek. Hoeveel keer probeer ons effort insit om die Here te hoor? En dan lees jy 4 hoofstukke in die Bybel uit Levitikus uit, want dis dalk beter so, want Matteus gaan vir jou niks sê nie, want hulle moet die moeilike boeke lees. Okay, want dis waar miskien die Here gaan praat, en hy sê van, nee, ek wil hê jy moet net rus. Ek wil hê jy moet net rus. Jy geweet, 'n arend is die enigste dier, wel, ek wil amper sê die enigste wese, mens kry 'n paar weird Amerikaners, maar is die enigste wese wat na 'n storm toe vlieg. Okay, hy soek storms. Nou kan ek vir jou sê, hoekom soek hy storms? Want daai storm se winde vat hom na 'n plek toe waar hy bo die storm kan uitsweef en bo die storm rondsweef en daaronder sit hier die arme ander voeltjies en die ander diertjies en hulle soek skuilings. Hulle probeer wegkom van hierdie storm af, maar die storm slaan hulle en hy lag daarbo en sê, haha, hier's waar ek is hier bo. Nou kan ek vir jou sê, daar's ook 'n beentjie in sy vlerk, waar as hy 'n stroom begin vang, dan aktiveer daai beentjie. Okay, nou ek het die naam vergeet, ek het hom geken, nou het ek hom vergeet, jy kan dit gaan Google of ChatGPT. Maar daai beentjie lok basically sy vlerke oop. En dit veroorsaak dat hy geen energie gebruik nie. As hy wil rus, dan aktiveer hy daai beentjie. Kan ek vir jou sê, dat 'n arend rus in 'n storm, hoekom? Want hy weet, daar is 'n wind wat hom verby die storm gaan vat. Nou as ek en jy 'n goddelike arendsperspektief om die troon kry, dan is dit presies dieselfde. Hy wil jou vat na 'n plek toe waar hy sê, vind rus in my. Hoor gou hierdie teksgedeelte en jy gaan dit soveel beter verstaan. Jesaja 40 vers 31 wat sê, but they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall
walk and not faint. Hoe baie keer is ons by 'n plek waar ons in sak en as wil gaan sit en moedeloos is en moeg is en sê, ek sien nie die gesig nie, ek voel nie die autoriteit nie, ek wil nie eers dien nie, want ek is op. En die Here sê, weet jy wat? Vertrou my in die storm. Die Heilige Gees in jou het 'n wind wat jou wil opvat. Verby die storm. Deur die storm. Ja, jy gaan in die storm wees. Maar raai wat? I'm gonna raise you up on wings like eagles. And you will find rest. Is nie amazing hoe die Bybel net geskryf is in 'n verstaan van goed en dat die natuur saam met dit werk nie? Is dit nie amazing hoe die Here net kom en hy sê, ek wil hê jy moet besef, daar's diepere goed as wat jy kan nou sien nie. Maar Here, hoe werk dit? Wait upon the Lord. Just wait upon the Lord. Hoe lank laas het jy vir 30 minute of meer of selfs 10 minute net gesit en gewag om sy perspektief te kry? Ons is so vinnig om te sê, okay, maar ek moet nou aan planne dink, ek moet goeders uitwerk, ek moet hierdie ding uitsorteer, ek moet so optree, ek moet hierdie doen, ek moet daai doen. Ons kop is so besig. Nee, dis nie. Ek wil hê jy moet opgaan, my perspektief kry. Sien weier, sien verder, sien meer detail, sien iets wat nie enige mens op aarde eintlik kan sien nie, sien wat ek sien. En ons gaan nou 'n moment create waar ons dit gaan doen. Waar ek wil hê jy moet net stil raak en net sien wat hy sien. En die oomblik as jy by 'n plek kom waar jy voel, maar ek word nie stil nie. Vra die Here om jou gedagtes net stil te maak. Vra hom om jou na 'n plek toe te vat waar hy vir jou wys. Want sien om die troon is daar besig om goed te gebeur. Om die troon is jy besig om deel te vorm van wesens wat om die troon beweeg. Van engele wat om die troon beweeg. En my versie sê, dag en nag roep hulle uit, heilig, heilig, heilig is die Here, die God, die Almagtige. Daai woord heilig is die woord anders. Set apart, different. So eintlik wat daar gebeur is, hier sit die leeu aan hierdie kant en hy sê, luister hier, dit wat jy nou net gesê het, ek sien iets anders. En dan kom dit om na die os toe en hy sê, maar weet jy wat, ek like wat jy gesien het, maar ek sien nog iets anders. En dan gaan dit om en na die face of man toe en is van, julle sien nie wat ek sien, hierdie is amazing. En dan kom die aand en hy sê, julle sien ook nie wat ek sien nie. Ek sien anders. Kan ek vir jou gou net sê, party oggende gaan Ronnie opstap as die leeu en vir jou perspektief gee van daar af. Maar hy het dalk die arend nodig in jou. Hy het jou perspektief van die troon nodig vir oggend. Net so kan ek voorbeeld op voorbeeld vat in jou lewe, in jou huwelik. Jy kan nie altyd by 'n plek wees waar jy net dien en dien en dien nie. Ja, dis reg so, maar partykeer wil die Here jou na 'n ander perspektief toe vat. En dis hoekom ons mekaar nodig het.
So ek wil hê jy moet vanaand by 'n plek kom waar as jy sit en stil word voor die Here oor jou eie lewe, oor jou persoonlike lewe, vat daai tyd, asseblief doen dit. Kom by 'n plek waar jy dalk neerskryf. Ons het papiertjies en potlode op van die tafels. Vat dit, skryf dit vir jou neer, maak dit jou eie, maak 'n nota op jou foon. Kom by 'n plek uit waar jy stil word. Maar dan wil ek jou 'n stappie verder vat. Kry 'n perspektief vir iemand anders. En dan gaan jou garantie, as ons hier begin, en ons vat hom so deur tot daar agter toe. Is hier baie mense wat perspektief nodig het oor situasies in hulle lewens. En ek sit ook daar. Ek het perspektief nodig. Soos ek nou gesê het, ek het 'n bietjie meer perspektief, maar ek moet nog details sien. Weet jy waar los dit my? Meer in sy troonkamer as op enige ander plek. En ek wil jou vanaand aanmoedig en uitnooi om werklik waar tyd te vat met dit, want dis wat die Here vir ons wil gee. Want sien, wat gebeur as die arend daar bo sweef en hy kyk? Wat gebeur? Al wat hy kan doen, is kyk. Om die troon. Al wat mens doen, is kyk. Behold the glory and the revelation of Christ. Don't do anything else. Behold. Kyk. Beleef. Want soos jy kyk, verander jou perspektief, verander jou gedagtes, verander wie jy is van die binnekant af. En dis wat die Here wil hê. So ek wil vra, as julle vir ons daai video sal opsit, ek wil net vir jou 'n bietjie van 'n perspektief gee, van hoe kyk 'n arend. Kyk na dit, en terwyl julle dit gaan kyk, is daar musiek wat gaan speel. Kom ons vat net 'n moment, en vertrou die Here vir dit, en daarna sal ek ons weer fasiliteer vir iets volgende. Ons wil ontvang dit wat U vir ons wil gee deur U Heilige Gees om ons net te wys wat is die volgende treetjie in jou Vader, maar wat is die eindpunt? Wat is U doel? Wat is U visie? Wat is U oorspronklike gedagte oor elkeen van ons, o Vader? Here, en dankie dat ons dit in die troonkamer kan kom kry. Dankie dat ons kan weet dat vanuit 'n verhouding met U, vanuit hierdie face-to-face moments met U, kom U en U wys vir ons wat U sien. Sodat ons kan begin optree, of om te dien, of om in autoriteit op te staan. Dankie dat daar 'n totale prentjie is van die troonkamer, o Vader, wat ons kan beleef, kan sien, en actually by 'n plek kan kom waar ons kan pinpoint en sê, ek het vandag hierdie in my lewe gesien, of ek het vandag daai beleef, en die Here wil hê ek moet so optree, of ek moet daai doen. Maar meer is dit, o Vader, dat ons by 'n plek kan kom waar ons mekaar kan bedien. Ons die woord kan uitspreek oor individue se lewens, maar ook oor situasies. Ons die visie kan kry vir 'n omgewing, vir 'n huisgesin, vir 'n werksplek. Dat ons mense kan vat waar hulle U kan sien. Ons loof U naam vir dit, o Vader.
ek hoor is of daar iemand is wat iets hoor vir iemand. 'n woord het wat jy dalk voel die Here sê nou vir my hierdie, maar ek het nie 'n klou vir wie nie, of ek weet dalk presies vir wie. Of wat? Wat jy dalk wil kom share, of vir daai persoon wil gaan share. Dan wil ek jou net die geleentheid gee om dit te doen. Kameeldrif, hoor die woord van die Here. 'n Genadejaar van die Here vir julle, Jesaja 61. Die gees van die Here, Here is op my. Die gees van die Here, Here is op Kameeldrif. Omdat die Here julle gesalf het om 'n blye boodskap te bring aan die ootmoediges, gaan hy julle stuur om die gebrokenis van harte te bind, vrylating uit te roep oor die geboeides, opening van die gevangenisse, om uit te roep 'n jaar van welbehae, 'n year of jubilee van die Here en 'n dag van die wraak van onsse God, om al die treurendes te troos, om vir die treurendes 'n Sion te beskik, dat aan hulle gegee word sieraad en as vreugdeolie vir treurigheid, 'n gewaad van lof vir die verslaaf van gees, sodat hulle genoem kan word terebinte van hulle geregtigheid, planting van die Here tot sy verheerliking. En hulle sal die ou pynhope bou, die verwoeste plekke uit vroeër dae weer oprig en die verwoeste stad weer nuut maak wat woes was van geslag tot geslag. Die vreemdelinge sal staan en julle kleinvee oppas, die uitlanders sal julle landbouers en wynboere wees, maar julle sal priesters van die Here genoem word. Aan julle sal gesê word, dienaars van onsse God, julle sal die rykdom van die nasies eet en op hulle heerlikheid hulle beroem. In plaas van julle skande, ontvang 'n dubbele deel, in plaas van smaad, sal julle jubel oor julle deel. Daarom sal julle in julle land 'n dubbele deel in besit neem, ewige vreugde geniet, want ek die Here het die reg lief, ek haat die roof van onreg, en ek sal julle getrou julle loon gee, in 'n ewige verbond met julle sluit. En julle nageslag sal bekend word onder die nasies en hulle nakomelinge onder die volke. Almal wat hulle sien, sal hulle daarvoor aansien, en hulle geslag is van die Here geseënd. Ek is baie bly in die Here, my siel juig in God, want hy het my beklee met die klere van heil, my in die mantel van geregtigheid gewikkel, soos 'n bruidegom wat priesterlik die hoofversier sal ombind, en soos 'n bruid wat haar versier met haar juwele. Want soos die aarde sy plante voortbring, en soos die tuin sy gewasse laat uitspruit, so sal die Here geregtigheid en lof laat uitspruit voor die oog van al die nasies. Hoor Kameeldrif. Willem, en as ek mag. Haar arend word met tye weggetrek, en daar's 'n seisoen wat hy gaan wegkruip in 'n grot. En dan trek hy al sy vere uit. Hy pluk elke veer uit. En wanneer die seisoen kom en elke veer teruggegroei het, wanneer hy daar uitstyg, bereik hy hoër hoogtes as die voriges. Daar was 'n tyd in jou lewe wat jy vasgevang was, tyd wat jy geweet het, dis soos 'n hok en ek moet uit, ek is geroep vir baie meer. Jou gees het dit opgetel, maar jou liggaam het anderster gevoel. En die Here sê, jy het reeds gesien soos die arend, jy het reeds my gees gesien in dit wat ek oor jou sien. Die hoër hoogtes, sê die Here. En die Here sê, die tyd is uit
die grot uit. Elke veer is handpicked by me. En elke veer sal groei soos wat ek dit wil hê. En die Here sê, daar gaan 'n tydperk kom, and I will send you to places. Skryf, sê die Here, my openbaring lê in jou hand. My openbaring lê in jou gedagtes, my openbaring lê in jou oog. En die wind, jy is heeltemal reg, die wind waai waar hy wil, wanneer hy wil, en hy vat jou waar hy wil. But I will take you places, and this will be a year of jubilee. Wait on me, says the Lord. Wait, and the time will come, and you will fly the heights, and you will see through my eyes. In Jesus' name. Nog iemand? Ek het net 'n woord vir spesifiek vir jong mense. Die Here het net op my hart gelê. Daar word so baie gesê oor die jeug van vandag en daar's 'n boek wat onlangs geskryf is, The Anxious Generation. En ja, ek het net ervaar die Here sê Jesaja 43, but now that says the Lord, you created you, O Jacob, you formed you, Israel. Fear not, for I've redeemed you. I've called you by name, you are mine. When you pass through the waters, I will be with you. And through the rivers, they shall not overwhelm you. When you walk through the fire, they will not be burned. Flame shall not consume you. En verder aan, vers 5. Fear not, for I'm with you. I will bring your offspring from the east, and from the west I will gather you. I will say to the north, give up, and to the south, do not withhold. Bring my sons from afar, and my daughters from the end of the earth. En dan verder aan, vers 16, thus says the Lord, who makes a way in the sea, a path in the mighty waters. Vers 18, remember not the former things, nor consider the things of old. Dat, ek het spesifieker voor die Here sê, hou op om te sê, 'n generasie terug was die kinders beter, en vandag is hulle meer, jy weet, hulle sukkel meer, en hulle hou op om dit te sê. Dis eintlik wat ek ervoor het, hy sê, behold, I am doing a new thing, now it springs forth, do you not perceive it? I will make a way in the wilderness, and rivers in the desert. The people who I'm formed for myself, that they may declare my praise. En ek het net ervoor dat die Here, ek werk in tersiêre onderrig, en die Here het vandag vir my gesê, hou op om negatief te spreek oor my kinders wat ek gemaak het, en vir elkeen van ons, hou op om te sê, die kinders van vandag, die Here het 'n plan, hy gaan hulle intrek, en hou op om terug te kyk en te sê, in die verlede was beter. Hy is besig om iets nuuts te doen, en vertrou hom vir wat hy gaan doen. Die Here vat my nou ver terug. Toe Kameeldrift Campus nog aan die mall was, ek weet nie wie van julle was daar betrokke. 'n Paar van julle. Daar het amazing goed daar gebeur. Hier ook. Okay, ek wil net sê, die tent is amazing. Maar ek persoonlik, voordat ek voltyds even in Doxodeo ingekom het, voordat voltyds 'n ministry was, het ek goed in daai kampus beleef. En die Here sê in His woord, the latter glory will even be more than the glory that was. Kameeldrift Campus, en julle het nou gehoor wat die Here vir julle ook gesê het daar. Let there be restoration in this place. Maar nie net restoration nie.
higher heights. Die woord wat jy nou vir my gegee het, ek wou vir julle gesê het, partykeer kom 'n arend en hy met sy bek afkap teen 'n rots. Want hy het te lank gegroei om te eet. En dan moet hy sit en wegkruip, want dan is hy vulnerable. Tot hy 'n nuwe snavel gegroei het. Dis in daai tyd wat hy sy vere uitpluk. Dis in daai tyd waar hy homself restore. Waar hy toelaat eintlik dat die Here hom restore. En nou wil vir julle sê dat dit wat ek vanaand hier voor my sien, maak my ongelooflik opgewonde vir Kameeldrift Campus, vir die noorde van Pretoria. Hoekom? Because there's a bunch of worshipers sitting in a room wanting to hear the voice of God. Wat kan beter as dit wees? Wat kan beter as dit wees? En dan wil vra dat die worship team vir ons na vorentoe gaan. Ons gaan 'n nagmaal gebruik. Maar ek wil hê vanaand as jy nagmaal gebruik, kom by 'n plek uit waar jy gaan sit en sit jouself vanaand, vat dit en gaan sit jouself in die troonkamer vanaand. Want dis waar die Here jou posisioneer. Jy is besig om in te tap, en Riek het altyd gesê, you are busy adding your voice to the verse that is already happening. Jy sit saam met die Vader, die Seun en die Heilige Gees, saam met die lewende wesens om die troon, en jy kyk na die heerlikheid van die Here. Kan ek vir jou sê wat dit jou include? Sy kruis en sy opstanding. So vanaand as jy die nagmaal vat, en in jou hand vashou, besef dat dis hoekom jy toegelaat word. As gevolg van 'n kruis. As gevolg van 'n man wat gesterf het, sodat ek en jy ook kan sterf. En die woord sê, hy het jou nie net laat opstaan saam met hom nie, maar hy sit jou saam met hom in die hemelse plekke. Dis die perspektief wat jy vanaand hiermee moet wegstap. Dis wat jy moet sien. En sien die Here wil hê ons moet anders kyk. So ek wil jou uitnooi, kom ons gebruik nagmaal. En kom ons kry sy perspektief vir ons.